Hallo julle. Ag ek wil graag met julle 'n bietjie praat oor ietsie wat vir my na in die hart is as 'n moeder wat dogters het. En dit is die Ozempic pandemie wat ons tans ervaar. Ek het so op 2 dae terug het ek video's gekyk van Oprah Winfrey wat nou by die Paris Fashion Week was en hoe maar sy geword het en hoe hulle sê dit is omdat sy die mense wat daaroor gerapporteer het gesê dis omdat sy op Ozempic is en ja, ek kyk maar na mense soos Kelly Osbourne wat so maar is, Ariana Grande wat so verwronge is as gevolg van die gebruik van Ozempic. Dit is vir my so hartseer om te sien hoe hierdie vrouens wat so mooi is en nou heeltemal van die pad af is, kan mens maar sê. En ag, jy weet, soos ek sê, as 'n ma wat dogters het, is dit vir my maar baie kommerwekkend, want dit is die beeld wat hierdie vrouens uitstraal en weet ek dink nou maar aan 'n paar vrouens hier in ons dorp ook wat vir my die mooiste vrouens is en mooi vol womanly figures gehad het en as jy hulle nou sien, dan is hulle oë so ingeduik, die gesig is ingeduik en jy weet hulle ek noem hulle die Ozempic. Dit is nou die Ozempic look, soos mens die look kry van die mense wat die inspuitings kry in die lippe en die plasties chirurgie. Jy kry mos daai mense, jy kan sien, ja. Hulle was bietjie onder die mes gewees. Of die botox is ingespuit, jy kan hulle sommer so sien, het jy nou die Ozempic look van kringe onder die oë, ingesinkte, dis soos 'n ingesinkte oë, en die wange wat ingesink is, en die mense lyk sommer onnatuurlik. Dit is nie, dis regtig nie 'n mooi 'n prentjie nie. En my hart gaan so uit na hierdie mense wat hierdie keuses maak om eerder so maar te wees as om nie in te pas nie. Of wat is dit wat die keuse, waar die keuse vandaan kom? Ek kan myself nie eers indink nie. Ek het maandag en ek verstaan waar dit vandaan kom. Ek het maandag met my dokter gepraat en toe sê ek vir haar, jy weet, my gewig pla my verskriklik baie op hierdie stadium. Ek is besig om deur menopause te gaan, so my hormoonvlakke is heeltemal die mekaar. Maar ek is geseënd met 'n dokter wat nie net inspuit of ja, vir my Ozempic wil gee nie, maar wil hê ek moet 'n kwaliteit lewe hê van, jy weet, veral in my ou dag. En dit is die tipe dokters wat ons as vrouens nodig het in ons lewens, want die nagevolge van die gebruik van Ozempic is dat dit affekteer jou sig in die langtermyn. Ek praat nou van die langtermyn. In die korttermyn raak maar, maar in die langtermyn is die nagevolge dat jy verloor jou sig, jy verloor jou hare, jou gut bakterieë, wat iets is wat vir ons baie belangrik is as vrouens, want dit reguleer ons hormone. Dit reguleer ons denke, so dit vernietig al jou gutbakterieë. So nou is jy makliker ontvangbaar om siektes te kry. Ja, dit affekteer jou breinfunksie, so jy gaan met dementia sit. Dit affekteer jou spiertonus en jy het muscle nodig om jou skelet regop te hou. En want dit vreet al die kalsium uit jou liggaam uit. So
jy kan jou tande verloor, jy kan jou skelet, jy kan makliker as jy val 'n breek, jy weet, ervaar. So, ja, ag, ek wil regtig, ek dink hierdie boodskap is maar net vir my om 'n beroep op julle te doen. Ek weet nie wat die rede is of vir die mense om so maar te wil wees nie, dat hulle nie bekommerd is oor hulle ou dag en om gesond te wees nie. Ek weet nie of daar genoeg pille is wat jy kan drink om die neeweffekte te werk nie. I don't know. Ek het soveel podcasts al geluister wat dokters wat hierdie goeders gebestudeer het, wat sê, hulle noem dit die nuwe cocktail van die dokters vir die vrouens wat deur die menopause gaan. Hulle gee vir jou antidepressant en dan gee hulle vir jou die Ozempic. Dit is nou 'n nuwe cocktail wat hulle gee. In plaas van om die vrou se lewe te kan verleng en om 'n gesonde lewe te hê vir jou ou dag. En dit is iets wat ons na moet strewe as ons deur menopause gaan, veral want menopause, as jy nie die regte behandeling kry nie, dan deplete dit al jou liggaam se natuurlike resources. So ja, ek weet nie regtig hoe om dit aan te spreek nie. Ek weet net dit is vir my baie hartseer, want dit is die beeld wat my dogters sien, dat jy gaan nie genoeg wees totdat jy so brandmaar is nie. Dit laat my wonder wat se vriendegroepe ons onsself invind, en die geselskap wat ons om ons het, want as ek 'n vriend van jou was, sou ek al lank al vir jou gesê het, pas op waarmee jy besig is, en vir jou die inligting deurstuur van die dokters wat hierdie goeders geondersoek het, want jy is besig om jou lewe kort te knip, en jy is besig om 'n beeld vir jou dogters te stel van dat hulle nie goed genoeg is of genoeg is, tensy hulle so brandmaar is nie. En ja, as dit die beeld is wat jy stel, wat stop hulle om hulle vinger in hulle keel af te druk, as iemand vir hulle sê hulle is vet, of hulle begin na dan self te glo hulle is vet. Want ons is die mense wat die battles moet fight vir ons dogters, wat die beeld en die image moet stel vir hulle, al is dit hoe moeilik. En soos ek sê, ek praat hier van myself, en dit is vir my moeilik op hierdie stadium, om elke dag in die gewig vas te kyk, en te weet, ek kyk wat ek eet, ek kyk wat ek drink, omdat ek al lank al probleme het met my gut, is ek al lank al besig met 'n proses om gluten uit te sny en 'n goeie probiflora te gebruik elke dag van my lewe, maar om nou iets in my liggaam in te spuit wat daai goed, en ek weet die pyn wat dit veroorsaak om daai probleme te hê, dit is soos rheumatoid artritis wat jy begin kry, omdat jou liggaam homself besig is om te vernietig, want jou gut microbes is daarmee. So, ja, julle, kom ons staan by ons vriende, as ons sien ons vriende raak baie maar, en ons weet hulle is op Ozempic, kom ons wees daar vir ons vriende, om hulle aan te moedig, dat hulle goed genoeg is, dat hulle genoeg is. As die mans dit nie kan doen nie, kom ons vrouens encourage mekaar, en ons wees daar vir mekaar. Ek wil regtig julle bemoedig om as vrouens die mooi in mekaar te sien, en ek weet in die tyd wat ons lewe, is dit baie moeilik, want daar is soveel seer, en ons doen ons neem soveel besluite uit ons eie seer uit, en ons vernietig mekaar met ons tonge, in plaas van om mekaar op te bou. So ja, sterkte julle, en wees daar vir mekaar. Ons as vrouens, ons moet sterk staan, ons moet by mekaar wees, ons moet mekaar ondersteun, en
aanmoedig en vir mekaar bid, want dit is moeilike tye. Ons vrouens word getarget, want ons is die ma-figuur en die vrou-figuur, ons is die figuur van sagtheid, ons is die figuur van vergifnis, so ons word baie getarget. Maar ons moet vir mekaar bid en vir mekaar ondersteun. Anyway, blessings julle, wees geseënd.